Die eer is so groot om U te groet vanoggend in die liefde naam van ons Here Jesus Christus. En baie welkom en hartlike groete vanoggend. Ek wil vanoggend vir U 'n staaltjie vertel en ek weet dat die Here wys ons op ons geloof vandag. Want weet jy wat? Ons geloof moet standvastig wees. Ons moet nie te gou wees om op te gee nie. Ons moet nie die ashoop lewe soek, bo die pragttuin lewe van wat die Here vir ons gee nie. Daar was 'n pastoor gewees eendag van 'n gemeente en hy het dit op sy hart gekry om 'n revival diens te reël. En hy het al sy energie en al sy krag daarin gesit om hierdie revival diens op 'n spesifieke dag te reël. En soos die tyd aangegaan het hy pamfletjies uitgedeel en hy het met mense gesels en mense vertel van hierdie revival diens, hierdie herlewingsdiens. En op die einde van die dag, toe die dag nou aanbreek, toe het hy soveel geld daarin gesit om ekstra kranktoerusting te koop en man, hy het alles perfek gedoen wat hy moontlik kon. En die dag breek aan vir hierdie diens om te gebeur en daar begin dit storm reën en dit haal en die wind waai en dit is absoluut woes daar buite. En net hierdie pastoor, sy vrou en sy 2 kinders is in die kerk. Hy het laat aan die deure en so aan toegemaak om net die storm, reën en die wind en die water en goed buite te hou. En hierdie pastoor word kwaad en hy sê vir homself, maar hoekom? Hy het eenhartig geglo dat dit is wat die Here op sy hart gelê het. En so gaan hy na die preekstoel toe en hy buig daar en hy raak kwaad voor die Here en hy sê, Here, hoekom het jy toegelaat dat hierdie goed gebeur? Ek gaan jou nie meer dien nie. Ek gaan alles opgee. Weet jy, daar later loop hierdie pastoor in die dorp en 'n vrou kom na hom toe en sy sê vir hom, watter God dien jy? En hierdie pastoor kyk hierdie vrou met verbasing aan en sy sê, weet jy wat? Toe jy daai diens van revival wou gehou het, toe wou ek, wat 'n heks is, wou heksery oor jou doen, om hierdie hele diens te stop. Maar toe begin het soveel storm reën, en soveel winde, ek kon nie naby julle, of in daai kerk kom, om my God wat ek dien, daar vry te stel nie, om die dinge wat hy doen, daar uit te gee nie, as ek het so kan stel. En dadelik staan hierdie pastoor met verbasing en hy kyk na die dame en hy dink vir homself, weer eens het ek geval, weer eens het ek 'n misstap gehad, weer eens het ek toegelaat, dat die eie ekke, my eie ego heers bo wat ek eintlik moes gewees het. En die woord wat ek daarby wil bylas is Galasiërs 5 vers 26. Laat ons nie word soekers van ydelle eer nie, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Ek weet, ek praat nou hier van 'n pastoor, maar dit is ons elke dag se lewe. Somtyds beskerm God ons teen sekere dinge en hy laat ons nie sekere goede toe nie, maar dan raak ek en jy kwaad. Wees vanoggend eerlik met jouself. As dit al gebeur het, val op jou knieë voor die Here en vra om verskoning, vra om vergifnis. Want hoeveel van ons het al kwaad geraak oor dinge wat in ons lewe gebeur het? Maar op die ou einde van die dag was dit God wat ons beskerm het. Of God wat nie wou gehad het, dat dit moes nou gebeur nie, want sou dit nou gebeur, sou ons daarin seer kry of dalk verval.
Ek is Pastoor Gary, Brood en Water 5 minute woordbediening. Seëngroete en weet net, Jesus is baie lief vir jou. Amen.